1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. In die ou skoene. Oom Louis bekyk sy ou bruin skoene. Vir baie lank was dit sy beste skoene. En hy het hulle net as hy kerk toe of dorp toe gegaan het, aangetrek. Later het hy dit daar op die plaas by die huis rondgedra. Maar nou is die skoene darm baie gedaan en lelik. Nee, wat sê hy? Ek sal dit nou maar vir tuinskoene moet gebruik en net aantrek wanneer ek die landerye en boorde gaan nat lê en so baie in die nattigheid en modder moet trap. Elke keer as oom Louis van die landerye of boorde af terugkom, trek hy die ou vuil skoene uit en sit dit by die grawe, harke en ander tuingereedskap weg. As hy dan weer land toe gaan en grawe gaan haal, sien hy die paar bruines en onthou om hulle aan te trek en sy huisskoene uit te trek. Hoe meer kere die ou bruinskoene gedra word, hoe meer trek die nate oop, krul die voorste punte op en hoe groter word die gate onder die sole. Die dik karton en plastiek wat oom Louis al 'n paar keer binne in die skoene gesit het om die gate toe te maak, het nie lank gehou nie. En op 'n dag sê hy: "Ou bruines, ek het julle darm al baie gedra, maar so waar. Nou is julle klaar en kapot en ek kan julle vir niks meer gebruik nie. Julle sal maar moet asblik toe gaan." Dit was darm maar 'n paar sterk skoene, dink oom Louis, toe hy hulle die aand op die agterstoep neersit. Môreoggend, wanneer die huismense die stoep afvee, kan hulle dit maar weggooi. Die volgende oggend was die skoene nie meer daar op die stoep nie, en niemand het juis gewonder wat daarvan geword het nie. Om die waarheid te sê, niemand het ooit weer aan die stukkende skoene gedink of daarvan gepraat nie. Nee, hulle was skoon vergete. Eintlik het ou Streepie, die vrolike wit hondjie, hulle al vroeg die oggend daar op die stoep sien lê en dit bekyk en bereik en toe skielik van die stoep afgeklap, dat dit daar aan haar kant val. Die een skoen val net kaplaks plat op die grond, maar die ander een val op sy, wieg so effens heen en weer en val toe ook plat. Dit lyk vir Streepie snaaks. Hy stap nader en gryp die skoen in sy bek en hardloop so 'n wye draai daarmee. Dan begin 'n heerlike speletjie. Hy blaf en blaf vir die skoen, gryp dit vas in sy bek, skud dit rond en gooi dit weer dat dit daar trek. Hy blaf en spring en grom en byt. Hy skud dit en hardloop daarmee rond. Hy hou aan met speel en teen die tyd dat hy moeg is hy al daar ver ander kan die buitegeboue tussen die graspolle en bossies. Hy gee so 'n laaste hap na die skoen en los dit net daar en stap lui huis toe. Intussen het ou groot vet wagter die spelery gesien en gewonder waarmee Streepie so lekker rondbaljaar. Toe sien hy nog 'n ding op die stoep staan en stap daarheen. Hy bereik dit ook. Ag, dis dan die baas se skoen, sê hy vir homself en wil net wegstap. Toe dit vir hom lyk asof Streepie darm te lekker met so 'n skoen speel. Hy byt die skoen daar op die stoep stewig vas en hardloop daarmee tot daar ander kant by die waterstroom onder die bome. Daar byt hy dit en speel hy so 'n bietjie daarmee. Maar dit voel vir hom asof dit darm glad nie 'n danige wafferse speletjie vir 'n groot hond is nie. Ag nee, wat? As Streepie met 'n skoen wil speel, kan hy maar. Ek is nie so laf nie, dink hy, en stap weer na sy lêplek. Dis ook nie lank hierna nie, of die water in die sloot kom af en die skoen dryf 'n hele end saam, voordat dit uitspoel en onder 'n digte bos te lande kom en daar bly lê. Op 'n dag kom Fonnie Veldmuis vrolik en sing op die plaas aan. Hy is op soek na kos in 'n nuwe huis. Fonnie Veldmuis het vir hom 'n vroutjie gekry.
want die alleenbleiery was daarom nie meer lekker nie. En as 'n meisie trou, moet jy weet dat daar nou nie net jouself is om voor te sorg nie, maar 'n vroutjie en miskien nog 'n babameisie ook later. As hy nou 'n lekker plek naby baie kos vir 'n muisnes gaan kry, is dit net die heel beste. Op 'n plaas is daar darm altyd baie kos vir veldmuise, dink Fonnie Veldmuis. Hy het die honde daar om die huis gesien en moet maar wyd langs hou. Vir die honde is hy nie so bang nie, maar ai, die katte. As 'n kat eers 'n muis gekry het en met sy kat en muis speletjies begin, is dit klaar praat. Versigtig en saggies skarrel Fonnie Veldmuis daar naby die huis en buitegeboue rond. En ja, daar naby die graanskuur, vol van die heerlikste koringkorrels, sien hy 2 groot katte. Baie saggies, nou soek hy totdat hy 'n klein gaatjie kry, waardeur hy en sy vroutjie kan glip as hulle van die koringkorrels wil gaan haal. Dan wil hy darm eers vir vroutjie gaan vertel van die gaatjie en die baie koringkorrels. Hy skarrel haastig van die opening in die graanskuur af weg, na waar sy vroutjie wag. Hy het nog nie ver gedraf nie, of wat sien hy daar lê? 'n Snaakse ding met 'n wye gat. Hy kruip versigtig in en bekyk dit van binne. Maar kyk net, hier binne kan 'n heerlike muisnes gemaak word. Gou draf hy na vroutjie toe. Kom kyk, sê hy. Ek het 'n skuur met baie kos gekry en 'n plek vir 'n nes. Kom kyk net. Saam draf hulle weg tot by die een ou skoen van oom Louis. Vroutjie Fonnie Veldmuis bekyk die skoen van alle kante. Sy kyk binne en sy kyk buite om. Saam kyk hulle daar in die ronde. Dit lyk sommer na 'n lekker plek vir 'n muisnes, sê vroutjie Fonnie Veldmuis. Ja, en kyk hier rond is so baie digte bossies en graspolle, dat niemand ons ooit hier sal kry of steur nie, sê Fonnie Veldmuis. Versigtig kruip vroutjie Fonnie weer diep voor in die skoen in. As ons die hele ding met sagte toutjies en tooiings en strooi uitgevoer het, kan ons babamuise heerlik warm hier diep in lê. Die 2 muise begin haastig en vinnig aan die nes bou, en dis ook nie lank nie, of die warm nesie in die ou skoen is klaar en gereed vir die babamuise se aankoms. Toe die 4 klein kaal pink muisies gebore word, laat mamma Fonnie hulle daar diep in die skoen se voorste punt lê, soos sy en pappa Fonnie reeds besluit het. Maar ai, die pragtige kaal klein muisies wil net al die tyd van mamma Fonnie se melk drink. Dis omdat hulle, net soos katte, honde en rotte, ook soogdiere is, dat hulle altyd net wil suig en hulle maagies vol melk wil drink. Totdat hulle lyfies vol haartjies is, sal hulle nie self kan gaan kos soek nie. Met die boer se koringskuur, vol heerlike koringkorrels, kry mamma Fonnie darm genoeg gesonde kos, sodat sy baie melk vir haar honger babamuise kan hê. Op 'n dag, toe mamma Fonnie weer by die koringskuur aankom, gewaar sy nog 'n muis, daar by die koringkorrels. "My tyd," sê sy, "is dit dan nie Friedie Veldmuis, my vriendin nie?" "So waar? Dit is..." Friedie Veldmuis kyk op toe sy haar naam hoor. Wie sien sy daar? Dis haar eie maat, die mamma Fonnie Veldmuis. Die 2 muise eet en gesels, al harder en onverskilliger. Dan ewe skielik bly hulle stil. Wat ruik hulle? Dis 'n kat. O, aarde. Hulle het so hard gepraat en gelag, dat hulle skoon van die katte vergeet het. Diep onder die koringkorrels kruip hulle weg. Kardoef, 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 klop hulle hartjies. Hulle oë rek groot.
Doodstil sit hulle daar, amper te bang om asem te haal. Groot ou Kitsie kat kom tot by die gaatjie in die skuur se muur. Hy ryk die muise, maar hoor niks. Hy wens dat hy klein genoeg is om deur die gaatjie te kruip en te gaan kyk of hulle nog daar is. Lank sit hy geduldig voor die gaatjie en wag. Miskien het die muise wat daar binne was al die een of ander tyd uitgekom, en is dit maar net hulle reuk wat ek ruik, dink hy. Ai, ek is juis so lus vir 'n lekker muis. Na baie lang ruk se gewag, draai hy van die gaatjie af weg en spring op die klein venstertjie se rand om te kyk of hy die muise daar binne kan sien. Net toe hy nie na die gaatjie kyk nie en sy nek rek om deur die venstertjie te sien, glip die twee muise stilletjies na buite. Kom jy saam met my, sê Friedie veldmuis vir mamma Fonnie. My nes is nie so baie ver nie en so diep onder 'n doringbos dat Kitsie kat nooit tot daar kan inkruip nie. Dan rus jy so 'n bietjie van die skrik. Ek wil jou my mooi nes wys. Natuurlik, my 6 baba muise ook. Toe mamma Fonnie veldmuis ook uit asem onder die bos inkruip en Friedie veldmuis se nes daar sien, staan sy verstom. Op dese aarde, sê sy. Kyk net, jou nes lyk net soos myne. Sy bekyk die skoen se losgetrekte nate, die rimpels bo-oor en die omgekrulde voorste. Binne-in, diep voor in die skoen, in 'n warm plekkie, lê die 6 pragtige pink baba muise van Friedie veldmuis. Almal is net so kaal en klein soos haar eie babas. Friedie veldmuis kan amper nie glo dat daar in die wêreld nog so 'n nes soos hare is nie, en beloof vir mamma Fonnie veldmuis dat sy vir haar sal kom kuier en na haar nes sal kyk. Reken net dat 2 muismaats elkeen 'n nes in oom Louis se ou flenterskoene gemaak het. Mamma Fonnie veldmuis is haastig huis toe. Ek wil maar dadelik na my kinders toe gaan, sê sy. Papa Fonnie sal onrustig word as ek so lank draai en talm. Mamma Fonnie maak seker dat die katte nêrens te sien is nie en haas haar toe huis toe om vir Papa Fonnie van Friedie te gaan vertel. Die klein kaal meisies het vinnig gegroei en toe hulle groot en vol muishare is en vir hulle self gaan sorg, trek die muisfamilies weer weg. Hulle gaan 'n ander woonplek soek, want die baie reën het gekom en die water het die flenterskoene van oom Louis weggespoel. Volgende jaar sal die veldmuise weer kom kyk of daar naby die skuur met die baie koringkorrels nie weer so iets is om 'n nes te maak nie. Fluit, fluit. My storie is